Ok, kom ons kyk gou graad 12 na so 'n bietjie debiteure ouderdomsanalises. Nou dit is 'n nuwe manier van vra in graad 12. Ja, graad 10 en 11 het mens dalk nog so 'n bietjie graad 11, maar definitief graad 10 het mens debiteure versoening gedoen. Wat intern in jou besigheid was, maar nou doen hulle dit op ouderdomsanalise maniere. En julle gaan sien al drie die vrae wat hier is, die een is 8 punte, die ander een is ook 8 punte. Okay, en die laaste een is so bietjie meer, 27 punte. Maar as hulle dalk vir jou bankversoening vra, of krediteure versoening vra, of bank en krediteure, miskien is daar so klein vragie van debiteure ouderdomsanalise in jou vraestel. Ok, so eerste vraag, verduidelik hoe, wag, kom ek lees van boaf. Die inligting het op Tonga hardeware betrekking. Eerste vraag, verduidelik hoe die debiteure ouderdomsanalise die onderneming kan ondersteun om debiteure meer doeltreffend te bestuur. So, hoe kan hierdie instrument basies gebruik word dat jou besigheid debiteure beter sal kan bestuur? Goed, so, hoe gaan dit ons help? As ek dit nou vir julle hier moet tik, daar's 'n hele paar goed hoe dit ons sal help, maar heel eerstens gaan dit jou help om agterstallige of mens noem dit ook stadige debiteure te identifiseer. Okay. So die mense wat eintlik stadig of sleg betaal, mens kan dan hulle name sien. Wie is hulle? En dan ook om te sien eintlik moontlike oninbare skulde persone. Ok. Dan nog iets waarvoor dit help, dit lig ook vir jou die debiteure uit met goeie rekords. Ok. Dit gaan ook vir jou wys watter debiteure is al meer as hulle kredietlimiet. So, ook watter debiteure het al hulle kredietlimiet bereik. Sorry, ek tik nou sleg. Ok, so dit sal mens ook kan sien. En ook, ja, as daar stadige debiteure is, as daar debiteure wat al hulle kredietlimiet bereik het, jy verkoop nog aan hulle ensovoorts, dan gaan dit daarom vir jou kan help om weer ander stappe in jou besigheid basies te doen. Ja, soos moenie meer aan hulle verkoop nie en bel hulle gereeld of gee hulle oor aan prokureurs of wat ook al, maar dit bring dan nou weer vir jou ander goed. Ok, nou die volgende. Verduidelik 2 afsonderlike probleme deur die ouderdomsanalise uitgelig, verskaf bewyse van elk. So ons moet nou hierdie debiteure ouderdomsanalise gebruik, dan moet ons 2 probleme uitlig. Ok, nou heel eerstens, 'n debiteur kry min of meer 30 dae om sy rekening te betaal. So a debtor gets 30 days to pay his or her account. Okay, we've got 4 debtors, ons het 4 debiteure. Daar is hulle kredietlimiete. Okay. Volgende kolom kan ons sien wat skuld elkeen. Nene skuld al soveel, Palm skuld al meer as wat sy limiet is. Dumasin, goed, lyk dit vir my, en dan Swart baie naby aan sy kredietlimiet, maar ook dit is al 'n hoë bedrag. Okay, nou kan mens sien die huidige bedrag. Die huidige maand, wat se skuld het hy nou huidiglik hierdie maand kom maak? So Nene het kom skuld maak, Palm het kom skuld maak, Duma ook klein bedragie, maar het kom skuld maak, en dan Swart het ook kom skuld maak. Okay, wie skuld of hoeveel rand skuld al meer as 30 dae, langer as 'n maand? Nene skuld daai bedrag al langer as 'n maand. Daarom niks by 60, niks by 90 dae nie. Palm skuld ook bedrag. Duma het 'n ou bedrag wat al 3 maande oud is. 30, 60, 90 dae, 3 maande, ouer as 3 maande. En dan Swart
skuld elke maand al geld. Nee, elke maand skuld hy al geld wat hy nie kon betaal nie. 3 maande terug, 2 maande terug, maand terug, hierdie maand nog skuld kom maak, maar betaal nie, lyk dit my. Okay, so, mens kan eintlik die probleme sien, maar my grootste probleem amper is swart, is Palm wat oor sy bedrag al is Duma. Dit is omtrent my 3 grootste probleemareas wat ek sou sê. Okay, so ek gaan nou 3 probleme hier neerskryf. Heel eerstens, mens kan hulle by hulle name noem ook, maar ons sê sommer sekere debiteure, skuld al meer as hulle krediet limiet. Okay, ja, so met ander woorde, hulle betaal baie stadig of gaan moontlik afgeskryf moet word as oninbare skulde. So they pay very slowly, they are very bad, they are reached their credit limit already, and maybe in the future they will be written off as bad debts because they don't pay. Nou, die raad of die bewyse eintlik, dink ons moet bewyse gee. So ek nou by die regte aktiwiteit, ek dink net gou hier, verskaf bewyse vir elkeen, nie raad nie. Gee bewyse vir elkeen. Hier staan nou raad, maar daar moet nie staan raad nie, daar moet staan bewyse. Okay, goed, ek kan nou nie om nou doodtrekkie, kom ek maak gou so. So daai moet wees bewyse, nie raad nie. Okay, nou die bewyse wat ek het, die een persoon wat definitief moes nou bo oor sy kredietlimiet al is, kom ons gaan kyk net gou wie was dit nou weer, dit was P. Palm. P. Palm, skuld, 6.300 en sy limiet is 5.250, okay? So dis die een, dan die ander een wat 'n stadige betaler is, wat ons mos gesê het, wat stadig betaal is Swart. Elke maand maak hy al skuld. Swart het vir al die maande skuld. Daar was nog ene gewees wat 'n stadige betaler was, ek dink dit was Duma. Ja, die Duma. Sien, so jy hoef hulle nou nie almal te noem nie, maar ek sit hulle nou sommer hier, die Duma, het hulle 90 dae bedrag. Okay. Nog 'n probleem wat ek kan identifiseer, is dat hulle nog toegelaat word om nog te koop. Debiteure word toegelaat om nog te koop, al het hulle al hulle kredietlimiet bereik, of baie lank teruglaas betaal. Okay, en dit is nou maar eintlik weer dieselfde mense. Wie is die een wat so lank Swart, die Duma, weer hulle. So jy kan hulle weer noem. So Swart is mos die een wat nou al elke maand skuld maak. Ja. Elke maand skuld maak en nie kom betaal nie. En dan die Duma is die een wat ook al daai 90 dae hy het skuld van langer as 90 dae. Okay, so dit is hoe jy 'n debiteur ouderdomsanalyse doen.
Miskien in 'n volgende oefening, ek weet daar's persentasie goeters wat mense ook kan uitwerk en so aan, maar dit word nie nou hier gevra sover ek dit het nie. So miskien in 'n volgende oefening gaan ons dit hê. Vraag 1.3. Noem 2 strategieë wat Tonga hardeware kan gebruik om te verseker dat krediet slegs aan betroubare aansoekers toegestaan word. So hoe maak mens nou seker? Jy weet ook met jou vriende en so as jy vir hulle geld leen, hoe maak mens nou seker dat iemand betroubaar is? Eerstens doen jy navraag. So doen krediet navraag. Vra vir verwysings. Kontak die kredietbureau en kyk of die persoon goeie krediet 'n goeie persoon is of nie. Wat gaan nou aan? Kyk na sy salarisstrokie of bankstaat voordat jy iemand krediet gee. Kyk eers of hy 'n inkomste het. Kyk ook na sy indiensneming. Want 'n mens kry mense wat 'n werk kry, maar oor 'n week sit hy sonder werk. So kyk na sy indiensnemingsgeskiedenis ook. Want hy mag dalk nou net 'n los werkie gekry het, maar net volgende week kan bedank hy weer sy werk of verloor sy werk of iets. En nou het jy vir hom krediet gegee want jy dink hy het 'n werk, maar ja, kyk na sy salarisstrokie gaan 'n goeie een wees vir jou. Of na sy bankstaat om te sien het hy geld, het hy nie geld nie. Hy moet vir jou ten minste 3 maande se bankstaat te gee. Dit is een van jou regte om aan te vra wanneer jy aan iemand wil verkoop op krediet. En dan natuurlik kry die persoon se kontakbesonderhede ook. Sy adres, sy nommer, telefoonnommer, sy e-posadres, ewen selfs waar hy werk, jy kan maar dit ook kontak ensovoort. So kry sy kontakbesonderhede ook. Ok, graad 12, dit is dan nou ons eerste debiteerde versoening. Ons gaan nog 2 kies toe.